Goeiedag aan almal en baie welkom by ons Stellenbergse oggenddiens. Dit is wonderlik om vanoggend so saam met julle ingeskakel te wees. Julle sal raai as ek sê waaroor ons die afgelope tyd, die twee goed waaroor ons gesprekke gaan en die onderwerp wat ons gedagtes beheer. Eerstens die kwessie rondom die COVID-19 virus en gesondheid wat ons oor praat en dink en oor bekommerd is. Maar 'n tweede ding ook, die Grendelstaat. Die tyd van inperking wat op 'n manier by ons inwerk en ons angstig maak. Nie net omdat ons wil uitkom buitentoe nie en wil weet wanneer dit gaan gebeur nie, maar omdat ons in wese ook bekommerd is oor ons ekonomie, oor werk en wat gaan gebeur. Kinders, ek weet julle was verskriklik opgewonde om te hoor, hier wag skielik 'n vinnige vakansie en 'n langer vakansie, maar ek weet teen hierdie tyd wil julle graag terug skool toe gaan. Dis die een ding wat julle graag wil hê en ek glo julle ouers wil dit ook in hierdie tyd hê. Ek wil julle terugvat 4 weke terug toe die Grendelstaat begin het. Was dit ook Paasnaweek, Paasondag. En ons het gevier dat gelowiges op 'n Sondag bymekaar gekom het, die dag toe Jesus uit die dood uit opgestaan het. En dan het hulle mekaar in hierdie oggend gegroet. Dis waar die kerk begin het. Hulle het mekaar gegroet met die woorde die Here het opgestaan. En dan het hulle nog so 'n stukkie blykbaar bygesê, die Here het dan waarlik opgestaan. Hulle het gesê waarlik, omdat dit nie net iets was wat hulle gedink het nie, maar iets was wat in hulle lewens waarlik gewerk het. Weet daarom vanoggend, wanneer ons so by mekaar is, dat die genade en die barmhartigheid en die vrede van die Here wat opgestaan het, waarlik vandag by ons is. Ons probeer in hierdie tyd om met ons gemeente voort te gaan, soos wat julle ook met julle lewens probeer doen, maar ons probeer ook ons kontak nog met mense behou. En om dit te kan doen, is die volgende afkondigings regtig belangrik. Ek gaan dit kortliks doen, maar wil hê dat ons so vinnig net daardeur gaan. Eerstens ons eredienste. Ons herinner julle dat daar elke Sondag 3 aanlyn dienste beskikbaar sal wees om te kyk, en ons oggenddiens, soos net nou, gaan ook 'n kindermoment in hê. Dan het ons 'n meditatiewe diens en die relevant diens wat vir jeug is, maar enigiemand by kan inskakel. Dan baie belangrik, ons begin met ons kategese. Ons klein groepe vir laer- en hoërskoolkinders is tans aan die gang. Die insetsel aan die einde van die preek sal vir julle presies verduidelik hoe dit werk en die proses mooi verduidelik, en julle kan ook ons webblad besoek vir die materiaal en meer inligting daaroor. As jy tyd het om 'n bietjie studie te gaan doen, dan is Stellenberg Bybelskool die plek. Gaan na ons webtuiste toe en daar sal julle sessies sien oor die aardsvaders wat julle deur kan werk. Daar's 'n handleiding ook wat julle kan aflaai wat beskikbaar is. Informasie. In hierdie tyd is al maniere om met mekaar kontak te kan hou is elektroniese platforms. So kyk na die volgende platforms wat op die skerm vertoon word en teken daarvoor in en neem daaraan deel. En hierdie platform sal jou dan uitbring by relevante materiaal en ons dienste en opgedateerde nuus. Dan noot. Besoek ons webblad indien jy op een of ander manier by hulpverlening in hierdie tyd in die gemeente betrokke by wil wees. En as jy hulp nodig het, moenie skroom om enige van die predikante te bel of mense in die omgewing wat na jou toe wil uitreik nie. Ons gaan vanoggend nou iets nuuts probeer vir hierdie Sondag, 'n virtuele markplein. Onthou, ons markplein is 'n plek waar ons altyd na die diens saam koffie drink en saam kuier en gesels. As jy 'n rekenaar of 'n selfoon het en jy het internettoegang, dan wil ek vir jou uitnooi om op die Zoom platform in te teken waar ons Sondag saam gaan kuier. En dit werk eenvoudig so. Jy kan 'n e-pos aan my stuur, marius@stellenberg.co.za, en dan gaan ek van 4:00 af en ons gesprek gaan van 4 tot 20 voor 5 wees. Enige mense wat dan vir my die e-pos gestuur het, stuur jou naam en van ook by, gaan ek toegang gee en ons gaan bekendes en vreemdes net 'n bietjie saam kuier en saam gesels en selfs koffie drink oor die diens vanoggend of oor jou belewing van hierdie tyd of net 'n verhaal wat jy wil vertel. Jy kan miskien mense daar ontmoet ook, so teken in op die platform. Dan laastens, dankie vir al die mense wat in hierdie moeilike tyd ook nog steeds getrou finansiëel bydra, deur weekliks vir ons kollektes in te betaal en maandeliks ook hulle dankoffers by te dra. En julle sal die platforms daarvan ook op die skerm sien,
SnapScan, hy werk nie so lekker op die televisie nie, maar gaan werk hom op jou rekenaar, kan jy die SnapScan tekentjie werk. 'n Gedeelte van ons opbrengs ook dan vandag gaan vir die Edelweiss Senior Diensentrum. Ons het nou geleentheid vir ons kindermoment. Kom ons kyk daarna saam. Ja, Fluffy, wat is so belangrik dat jy nou met my moet gesels? Jy moet weet rotte slaap hierdie tyd van die dag. Eerlikwaar wil ek net met iemand kan gesels. Ronald, hierdie lockdown is besig om my nou te irriteer. Ek kan niks doen nie. En my eienaar sit heeltyd voor die TV. Ja, ek weet. Hulle gaan Netflix breek. Ek love hierdie lockdown, Fluffy. Wat? Ja, dit is awesome. Ek kan in elke drom gaan krap vir kos en niemand pla my nie. Dit is heerlik. Die strate is leeg. Ai, ek wens ek kan weer in die strate kom en net in die parkie met die ander honde gaan gesels. Ja, maar weet jy, die parke is ook leeg. Daar is niemand nie. Ek's eintlik bly want niemand jaag my meer nie. Daar's nie hoop nie. Ai, Fluffy, moenie so hartseer wees nie. Kyk, jou eienaar het jou ons herinner aan die disipel Petrus, né? Hy skryf in 1 Petrus 1 vers 17 tot 24 dat ons kan hoop hê selfs in moeilike tye. Want waarom? Jesus het ons vrygemaak. Ja, net so. Jesus het ons verlos. So ons is vry en niks kan daai vryheid van ons wegvat in hierdie tyd nie. En in hierdie tyd spesifiek moet ons dit onthou. Niks kan hierdie vryheid van ons wegvat nie. Ja, ek hoor jou. Nou, hoe beleef ek hierdie vryheid? Dit is Paasfeestyd. Ons kan in hierdie tyd net deur om mense te help of om vriendelik te wees met ander mense wat saam met ons bly God se vryheid beleef. Jesus gee vir ons hoop in enige omstandigheid. Jy's reg, Ronald. Ek gaan gou 'n bietjie my eienaar wegkry van daai TV af. Bye, maats. Sterkte daarmee. Lekker maats, julle kan die les saam doen na die diens om meer te leer oor wat Petrus geskryf het. Bye julle, bye! Toe Paasondag aanbreek, 12 April 2020, was 'n groot deel van die wêreld reeds in 'n grendelstaat gewees. En op daardie middag het 'n baie bekende opera-sanger, Andrea Bocelli, het hy alleen 'n uitvoering gegee saam met 'n orgelis in 'n pragtige lokaal of 'n kathedraal in Milan, die Duomo kathedraal. Binne 24 uur het blykbaar tot 32 miljoen mense na hierdie vertoning gekyk en hulle die vertoning genoem Music for Hope. En na die vertoning het hulle 'n onderhoud met hom gevoer en hom gevra wat was sy belewing. En hy het gesê dit was wonderlik geweest om te kan beleef hoe hierdie oomblikke alleen in hierdie kathedraal hy gebede van reg oor die wêreld kon verenig en gebede kon verenig oor die realiteit, die waarlikheid wat die hoop bring en wat krag bring van Christus se opstanding in mense se lewens. Die vertoning eindig dan, is 'n kort vertoning geweest, 24 minute, waar hy dan in stilte uitstap. Jy kan sy voetstappe hoor en ek gaan nou vir julle die videogreep speel en sit die televisie so 'n bietjie harder om dit te kan hoor. Hy stap dan alleen by die kathedraal uit en maak dan hierdie reuse deure oop en gaan staan dan buite in hierdie markplein wat gewoonlik vol mense is. En dan laat hy die volgende lied ekho in die leë strate. En ek wil hê dat ons vanoggend vir 'n oomblik daarna luister en ons geleentheid vanoggend ook so saam begin. Laat hierdie lied vanoggend in jou huis ekho, maar laat dit ook vanoggend in julle strate ekho. Onse hemelse Vader,
Die lewe bring ons gedurig by nuwe plekke in ons lewens uit, waar ons soveel nuwe emosies beleef en nuwe realiteite. Dankie dat U in dit alles in U genade ons kom besoek en ons oë opnuut weer oopmaak vir hoe ons voel, vir hoe ons moet dink en hoe ons kan optree. En daarom bid ons ook nou, Here, wanneer ons vanoggend in hierdie teksgedeelte gaan saamlees, dat U genade ons ook nou op 'n besondere manier tot insig sal lei. Tot insig, Here, in onsself, tot insig in ander, tot insig in ons tyd wat ons tot ons beskikking het, en hoe ons hierdie lewe saam met ander mense deel. Help ons om vir al die vrees en die moedeloosheid en die frustrasie en die woede wat nou in ons mag leef, om te swaai in hoop en deernis en liefde en dankbaarheid en dade wat konstruktief in hierdie tyd 'n verskil kan maak. Here, ons bevind onsself skielik op 'n plek waar ons nie net nuut en kreatief wil begin dink oor hoe ons eie tyd in afsondering beter kan spandeer en kan besig hou nie, maar hoe ons kan help bou en help skep aan 'n nuwe orde van lewe, waarin U genade verander blyk en U daarin verheerlik word. Here, help ons in hierdie tyd om nie vas te kyk in ons eie belange en gevoelens nie, sodat ons waarlik die lewe wat die opstanding bring, kan deel. Amen. Ek wil julle uitnooi om ons teksgedeelte vandag saam te kan lees en julle kan saam met my blaai na 1 Petrus 1 vers 17 tot 22. Ons tema is God se genade in leesstrate, of die ekho van God se genade in leesstrate. Terwyl jy die gedeelte soek, Andrea Porcelli se Amazing Grace het weer galm oor leesstrate en op 'n manier weer galm ons teksgedeelte ook vanoggend, want wêreldwyd, dis deel van 'n leesrooster teks wat vanoggend wêreldwyd deur gelowiges gelees word en bedink word en ons is deel daarvan saam. Verlede week in ons preekgedeelte het julle bewus geraak dat die mense vir wie Petrus hier skryf geweldige moeilike tye beleef het. Hulle is vervolg. Die 60 na Christus was 'n tyd van groot uitdagings. Is 'n tyd vir dekade waarin groot figure soos Petrus en Paulus en Jakobus, wat Jesus se broer is, wreed gesterf het, martelaars dood gesterf het. Ons weet ook in die 1ste eeu het hulle gebuk gegaan onder moeilike omstandighede. Dit was 'n geologiese onstabiele gebied waarin hulle gebly het in Klein-Asië, waarin daar aardbewings was en vulkane en hulle uiteindelik ook die vraag begin vra het op 'n stadium, maar hoe leef 'n mens in 'n wêreld waaroor jy geen beheer het nie? Hoe kry mens beheer? Hoe kry mens beheer van die lewe en hoe oefen mens weer beheer uit? Waarin lê ons beheer? En die gedeelte wat ons gaan dan lees is 1 Petrus 1 vanaf vers 17. Aangesien julle hom as Vader aanroep, wat ook oor elke mens onpartydig volgens sy dade oordeel, lewe dan in eerbied vir hom gedurende die tyd van julle vreemdelingskap in hierdie wêreld. Julle weet tog dat julle nie met die verganklike middele soos silwer en goud losgekoop is uit die oorgeerfde sinlose bestaan nie. Inteendeel, julle is losgekoop met die kosbare bloed van Christus, die lam wat vlekkeloos en sonder liggaamsgebrek is. Reeds voor die skepping van die wêreld is hy hiervoor bestem, maar ter wille van julle het hy eers in hierdie eindtyd gekom. Deur hom glo julle in God, wat hom uit die dood opgewek en aan hom die heerlikheid gegee het. Daarom is julle geloof en hoop op God gerig. Nou dat julle in gehoorsaamheid aan hierdie waarheid gereinig het en mekaar as broers ongeveins lief hê, moet julle mekaar dan ook van harte en vurig lief hê. In hierdie teksgedeelte wil ek net 4 kort gedeeltjies uitlig. Die eerste gedeelte, hier in vers 17, wat hy sê, wees baie versigtig
oor hoe jy lewe. Miskien die punt, wees bewus hoe jy in hierdie tyd lewe. Die tweede een is vers 18. Pas op om nie altyd net deur die bril van materiële middele te kyk en te beoordeel nie. Moenie dat dit jou fokus van beheer raak nie, of jy in beheer is of uit beheer is nie. En dan sê die vers 19 dit so mooi, inteendeel, met ander woorde, teenoor dit, leef in die geloof van die opstanding van Christus. In ons omstandighede, wat ons help om by bepaalde uitkomste te kan uitkom. En dan die laaste gedeelte. Wat is die kenmerk van hierdie uitkoms? Dan sê om mekaar ongeveins, is so 'n mooi woord, ongeveins, opreg en eerlik, sonder variasies, sonder moeilikheid en issues, om mekaar ongeveins lief te kan hê. Die week het 2 gebeurtenisse gebeur, wat ek graag met julle wil deel, wat julle bietjie op die skerm ook kan sien, wat 'n indruk op my gemaak het. Die eerste ene was foto's van opstande in Amerika, waarin mense geprotesteer het teen die wetgewing wat hulle isoleer, in die vrees dat dit hulle emosioneel eerstens en tweedens finansiëel gaan ruïneer, en dat op die einde, ten spyte van die siekte, dat hulle nie genoeg gaan hê om van te kan leef nie. En hierdie beelde verwoord sekerlik ook die vrese van 'n klomp ander mense nog wêreldwyd. Maar toe die tweede beeld, wat ek met julle wil deel. Die tweede is die ongekende beelde van leestrate in Kaapstad, hier by ons. En as jy so kyk na die leestrate, dan lyk dit op die oog af of almal wegkruip en wag vir iets om te gebeur. Wag dat president Ramaphosa iets aan ons gaan aankondig wat kan maak dat ons kan uitkom en weer kan aangaan terug na ons normale lewe toe. Maar as ons mooi gaan kyk, dan blyk die teenoorgestelde. Die realiteit waarvan ek net so bewus geraak het in hierdie tyd, en dis die tweede beeld. In hierdie tyd het ons regtig probeer om met so 'n klomp mense in ons gemeente kontak te maak. Die realiteit is dat 'n mens skielik onder mense in hierdie tyd 'n solidariteit begin beleef vir wat ons moet doen en hoe ons moet voel, wat skielik ons verskille agterweë laat en ons probleme agterweë laat en mense laat opstaan om besondere dinge te kan doen. En ek het dit in die besonder in hierdie tyd beleef deur gesprekke met mense of stories van mense in hierdie afgelope week. Eerstens stories van mense wat bereid is om hulle inkomste prys te gee sodat ander mense in hulle besigheid ook 'n inkomste nog steeds kan hê en kan oorleef. Mense wat kreatief planne maak en probleme oplos. Nie net tydelik nie, maar permanent ook om te kan kyk hoe ons kan voortgaan om bepaalde dienste te kan skep wat nie net hulle nodig het nie, maar wat ander mense ook nodig het. Ons het al ons senior lidmate in hierdie tyd gebel en was dit nie besondere oproepe gewees nie. Want jy hoor die stemme van mense wat sê ons is vergenoeg. Ons het die basiese en ons is geduldig met die basiese en ons is geduldig met hierdie tyd van inperking want ons is dankbaar. Ons voel so geseën. Geseën deur mense wat ons bel, ons kinders wat vir ons bel en hoor hoe dit gaan. Maar dit lyk vir my ook in ons strate het daar skielik 'n nuwe vitaliteit ontstaan van mense wat nou dat ons juis beperkings het na mekaar toe begin uitreik en juis mense wat hulp nodig het van hulp bedien. Mense wat skielik opstaan en help met wat daar groot nood is. Hier van my pastorie kyk ek uit na die kerk se sale toe. En gedurende hierdie tyd is die trokke in en uit en is ons lokale gebruik as 'n verspreidingspunt van tonne en tonne kos wat inkom en uitgaan. En ons is nie die enigste plek nie. 'n Klomp inisiatiewe net oral om mense van kos te kan voorsien. Wonderlike verhale. En dan ook mense wat ons eredienste mis en nie net na ons eredienste kyk nie, maar daarna ook die moeite doen om deur elektroniese platforms in te skakel en met mekaar te gesels, mekaar te bid en spesifiek te vra, waarvoor moet ons in hierdie tyd in ons gemeente
vir mekaar bid. Nou wil ek vir julle vra, wat echo die leesstrate? Echo dit 'n virus? Leesstrate, echo God se genade. Amazing grace, I once was blind, but now I see. Laat toe dat die Here in hierdie tyd met jou praat. Geef hom jou vrese, stort jou hart uit oor dit waaroor jy bekommerd is en waarvoor jy bang is. Maar tweedens, laat toe dat die opstanding van die Here nie net vir jou werklik is nie. Laat dit vir jou waarlik word in die lewe wat jy vandag lewe. En dan derdens, 'n baie belangrike ding. Weet verseker dat die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die teenwoordigheid van die Heilige Gees by jou is en altyd by jou sal bly. Amen.